Radio Fynbos is vanoggend in gesprek met Esmeralda van Sail. Nou, om net so 'n bietjie agtergrond te gee, ek het hier die mooie vrou met die pragtige haar ontmoet seker so 'n jaar terug. En dit was die dag gewees waar julle geskenke toegedraai het vir die ouer huis, wat ons sommer daar ingepop het en die mooiste kaartjies gemaak het. En ek kan nou nog die atmosfeer onthou, hoe lig en lekker was dit gewees. Ek kon sommer die geskenke se reuk, se liefde ervaar het in die atmosfeer. So Esmeralda, baie welkom by Radio Fynbos vanoggend. Baie dankie, dit is 'n voorreg om hier te wees. Nou ja, ek weet baie mense ken jou, maar vir die wat jou nou nog nie ken nie, WAS Foundation, waarvoor staan dit? WAS Foundation staan vir We're Against Starvation. Dit is 'n organisasie wat ek 16 jaar terug begin het, om meer te kyk of mense te help wat in die arm areas bly en woon. En van We're Against Starvation, het daai starvation wat armoede is nie net mense is wat sonder kos of sonder basiese benodighede mee gehelp word of ondersteun nie. Daar's soveel meer wat armoede eintlik beteken vir mense. En veral nou oor ons Kerstydperk, en dit is waarvoor ons mik om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Ja, en elke keer loop ek jou raak op 'n plek en dan sê ek vir jou iets 'n sign. En daardie sign het nou vandag waar geword, waar ek jou uiteindelik gekry het uit jou besige program uit, om saam met ons 'n onderhoud te doen, want Radio Fynbos sal ook baie graag hierdie wil ondersteun en dit bemark, jy weet, vir wat ons mee besig is. Maar vandag konsentreer ons dan bietjie op die, ek dink die wyse mense, want ons kan so baie by hulle leer. So ek dink dit is ook ons kans in die lewe om ook vir hulle terug te gee, net daardie liefde, jy weet, wat hulle nie altyd kry nie. Daar's so baie wat net in 'n ouer huis is in hierdie tyd en so alleen en so eensaam is en nie eers regtig kinders het, jy weet, wat vir hulle kom kuier nie. Ek gaan net vinnig 'n staaltjie vertel. Toe ek een keer besoek gedoen het by 'n ouer huis, toe sit daar 'n ou tannie so op haar skinkbord en sy haal letterlik die boontjies en die wortels uit. En ek kom agter, maar sy speel 'n speletjie. En toe ek klaar die ander tannie bedien het, toe gaan ek na haar toe en ek herk so by haar, ek sê vir tannie, wat doen tannie, waarmee is tannie nou besig? En sy sê vir my, sy speel. Ek sê, ek kan sien tannie speel, soos toe ons klein was met die diertjies gespeel het. Ek sê, maar wat speel tannie? En sy sê vir my die volgende oomblik, sy sê, hierdie is my dogter en hierdie is my seun. En nou speel ek, hulle kom kuier vir my, want is al hoe ek hulle kan sien. En Esmeralda, daardie dag, het daar iets in my hart gebeur, wat ek net besef het, elke glimlag, elke iets wat ons vir hulle kan gee, beteken regtig net iets. Maar van jou hart se kant af, waarmee is jy besig dan nou? En dit is ook waar die armoede vandaan kom, daai armoede vir daai klein bietjie geselskap, daai klein kuiertjie. My kinders is Caleb is nou, hy word 14 en Miabella is 10, maar vandat hulle gebore is, of klein babietjies is, het hulle hierdie werk saam met my gedoen. En dit is vir my so wonderlik, as ons na die ouer huis toe gaan, en hulle loop daar, en hulle gee drukkies vir die ooms en die tannies, en dit voel vir hulle soos hulle eie ouma en oupas, en dit is waar my hart is by, soos jy sê, so ons wyse mense wat daar is, wat ons ook daarvoor moet wees. En Radio Fynbos luisteraars, dalk het jy nie meer 'n oupa of 'n ouma nie, en dan kan jy definitief by hierdie projek betrokke raak, of dalk is jou hart net geraak om vir Kersfees iewerste 'n lig vir iemand aan te steek. So, wat beplan julle dan nou vir Kerstyd? Waar gaan dit wees? Hoe gaan dit wees? Wat gaan gebeur? So dit is ons 3de jaar in Stilbaai. Ons doen al vir die afgelope 16 jaar Kersfeesprojekte vir bejaardes en kinders. Ons het ook baie projekte vir ma's, maar in Stilbaai self fokus ons op die bejaardes. Ons sou Stilbaai in Riversdal gedoen het hierdie jaar, maar ongelukkig het ons nie soveel donasies en hande om Riversdal ook te gedoen het nie. So hierdie jaar het ons 138 bejaardes in Stilbaai, wat ons elke ene gaan dan 'n geskenkpakkie kry vir ons af, en dit is net 'n spesiale bederfpakkie om vir hulle te laat weet, hulle is nie alleen nie. Daar is mense daar buite, ons is daar, en dis net om vir hulle daai warm gevoel van liefde te gee,
al ken hulle ons nie. Ja, dit is so. En by watter ouerhuis gaan dit wees? So die grootste ene is by Stilbaai ouerhuis. Daar gaan ons hele span gaan besoek elke kamer Ja. en dan elke persoon in die ouerhuis kry dan hulle pakkies. En dan het ons 'n hele paar bejaardes wat nie in die ouerhuis woon nie. Hulle is in iemand se agtererf of dis regtig vir bejaardes wat niemand het nie. Sure. En vir hulle wat ons gewoonlik doen op Kersdag, gee ons vir daai bejaardes wat nie in die ouerhuis is, gee ons dan 'n bord kos vir Kersfees ook. Ja. Saam met hulle pakkies. Ja, dit is baie baie kosbaar. En soos wat julle laas jaar 'n dag gehad het wat die kinders kom kaartjies maak het, gaan julle weer so iets hê? Ek wil graag, daai kaartjies is nogal baie belangrik geweest. Ja. Want elke kaartjie was uniek geweest en elke kaartjie was so baie waardeer. Ek dink 'n kaartjie het baie meer waarde ingehad as wat 'n pakkie chippies of 'n koekies is. Ja. En daai het eintlik van almal se harte afgekom. So ja, ons het 'n kaartjie projek, so al die kinders vir jeug in Stilbaai en dan op die 12de Desember as al die pakkies gepak word by ons, word aan elke pakkie dan 'n kaartjie ingesit. So, En wanneer teken hulle nou? Wanneer kom hulle by jou bymekaar om te teken of gaan hulle net vir die kaartjies instuur? Hoe gaan ons maak? daar is mense wat kaartjies doen by die huis en dit instuur of daar is wat op die 12de daai oggend kan kom as ons die boksies pak ook Ja. om die kaartjies dan te doen ook. Goed, en die adres, waar is dit, Esmeralda? Dis in 17 Kloofstraat. 17 Kloofstraat, daar hoor julle dit, kinders. As julle somme van vroeg af julle almanak kan merk vir daardie dag, die 12de. En onthou net, dit is presies soos wat sy gesê het. Geen iets wat jy kan gee, het soveel waarde, soos daardie liefdeswoorde. Oom en tannie word raak gesien, julle word onthou, julle is nie net een kant gesit nie, julle is vir ons nog belangrik. So, kom ons pak dan so pakkie, dat die mense sien wat daarin is. Met liefde. So ons pakkies is, dit is ons wenslys. So die is eintlik die grootste pakkie wat ek gebring het. Maar al is daar net 'n paar items in die pakkie, is dit nog steeds net iets wat van ons harte afkom. Ja. So ons begin gewoonlik met 'n pakkie sagte lekkers. Malva lekkers. Ja, daar is die sagte lekkertjies vir die tande onthaalwe, né? Presies, dit kan enige pakkie wees, enige grootte. En dan het ons die marshmallows, so dink nou net, hoe kan die oom en tannie nou daar so sit en dit dalk so 'n braaitjie gee, daar's mos nou nog niks so lekker wat jy aan jou kinder daar herinner as so gedraaide marshmallow nie, en ons pak dit in. Pak dit in. Dan het ons 'n pakkie skyfies, enige grootte pakkie skyfies is welkom. Lekker, chips is altyd lekker. En beskuitjies, dit is nogal 'n groot 'n treat ook vir saam met koffie of tee, maar 'n pakkie koekies in. Ja, dink nou net as hulle so sit en hulle drink die koppietjie koffie of tee en hulle kan nou dink aan al die goeie dinge in die lewe. Dit is ons nou ook 'n lekker storie hierdie. En dan 'n lekker bederf met 'n sjokolade. Dan nee, kyk hier so wie nou nie vir sjokolade kan sien nie, weet ek nie. Maar ek moet gou net sê, daai lyk nou soos baie oulike items, maar daai items is dis hoekom ek sê dit is so 'n lekker gevoel vir hulle om ietsie te kry. Ja. En hierdie kyk hulle so mooi na en hulle werk so spaarsamig met dit. Dit gaan basies die hele feesseisoen wat dit hulle hou. Sure, dis kosbaar hoor. Dan vir toiletware het ons gewoonlik soos 'n roompie. Dit kan enige grootte roompie wees. Vir 'n oom of 'n tannie. Ja, daar's die roompie vir die hande wat so hard gewerk het jare lank vir hulle kinders en ook vir die gemeenskap. En dan 'n sepie. Sepie, lekker te was, lekker te ryk. Op my lys hierdie jaar het ek nou nie waslappies in nie, maar daar is nogal redelik baie waslappies wat mense gebring het. So ons gaan maar hierdie jaar 'n ekstra waslappie insit vir die pakkies om 'n ekstra stukkie liefde te gee. Want dis iets wat elke dag gebruik word. 'n Waslappie maak altyd saak. Altyd is dit belangrik. So, daar is ons waslappie in. En dan het ons hier so die ouderend in. Weer eens ons die lys van almal se name. So daar is
20 ooms en nog 68 tannies vir wie ons moet pakkies opmaak. So daar is hy 20 ooms en hoeveel tannies? 68. Tannies 68. Daar is hy dan die roll-on vir hulle. En 'n lekker shampoo. Ons sê 'n lekker shampoo vir daardie haartjies wat soveel wysheid nou in het. Al daai silwer streepies, nee, ons sal nie sê grys vanoggend nie. En dan net enige basiese tandepasta. Ja, dan kan julle dink hoe gaan hulle glimlag as hulle so 'n pakkie kry. Kyk net hoe lekker is dit. Dit is vir enige een, maak nie saak wat se ouderdom jy is nie. So lekker om 'n geskenkpakkie te kry. En hoeveel nie te meer vir hulle wat omtrent hoeveel maande sit en wag vir hierdie oomblik wanneer Was Foundation by hulle gaan instap en sommer net hulle dag vrolik maak. So, wat kan jy ons nog vertel? Ek gaan vir almal vra om asseblief te help waar hulle kan. Al is dit 'n kaartjie kos niks. Ek het al die papier, ons het al die goedjies wat vir elke kaartjie gaan en dit is regtig waar belangrik vir my, veral vir die jeug om betrokke te raak. Ek meen, ek dink dit is die jeug moet sien, soos ek gesê het, hulle is ons volgende generasie. Ja. En dit is om 'n kind wat in 'n huis woon wat nie sien wat buite hom aangaan nie. Dis vir my nogal hulle moet sien, hulle moet weet wat se waarheid en hulle moet daar wees vir ander mense. Ja. Veral as mense alleen is en veral as hulle 'n verskil kan maak. Ek meen dit maak goeie kinders. Dit is Esmeralda as mens so vroeg al daardie in hulle haartjies 'n kweek om te gee vir mense. Dis iets baie mooi wat julle doen en ek kan vir jou sê elke keer as ek ietsie van julle sien, dan sien ek nie net iets wat gebeur nie, maar ek sien iets wat 'n hart het. En dit is wat die verskil gaan maak. So as jy net mooi vir ons weer kan sê vir die luisteraars, wanneer is jou afsluitdatum vir die geskenke? So ons afsluitdatum is die 12de Desember. Vir ons dat al die volonteërs by ons kan wees om die pakkies te pak. Net weer jou adres vir hulle gee. Tussen 9:00 die oggend by 17 Kloofstraat en dan die 15de Desember 9:00 die oggend sal ons almal al die donasies begin uitdeel by die ouerhuis. En en teen die 8de Desember hoop ek om al die produkte wat benodig word vir elke pakkie beskikbaar te hê. En hoeveel pakkies kort jy nog teen hierdie So daar is 20 ooms en daar's 68 tannies. So dit is 88 pakkies. 88 pakkies Stilbaai is mos nou vir julle niks nie. Om julle kinders betrokke te kry by dit. En julle het gehoor dat Esmeralda sê, hulle wou baie graag Riversdal ook gedoen het hierdie jaar, maar hulle kan nie. So ons glo saam met Was Foundation, werklik soos jy glo, so sal dit vir jou wees, dat hulle volgende jaar ook dan Riversdal sal kan doen. Esmeralda, ietsie wat jy ons wil los mee met die Kersseisoen in ons harte? Vir my is dit net belangrik om daar te wees vir iemand. Daar's soveel mense wat alleen is en ons bietjie liefde wat ons kan offer maak 'n groot verskil in ander mense se lewens. Dit is regtig wonderlik en ek eer die Here vir dit wat hy in jou hart geplaas het en die seëninge wat jy regtig van sy hand kan sien oor hoeveel gehelp kan word. En sê die woord nie vir ons as jy vir iemand net 'n glas koue water gee, sy spesifieke glas koue water, of net daardie besoek gee, dan is dit asof jy dit vir Jesus gedoen het. So kom ons dink daaraan, vir wie doen ons dit werklik agter die skerms. Baie dankie. Baie dankie vir julle, waardeer dit. Baie.